so Esther het gegaan en sy het haarself op die spel geplaas, en sy gesê, weet jy wat, ek sal na die koning toe gaan, maak nie saak wat. En sy die dag na die koning toe gegaan, nadat sy al 3 dae gevas het en almal gesê, dis reg. En toe sy voor die koning gekom het die koning haar aanvaar en hy het haar toegelaat. Nou, as jy nou vandag, wie nie waag nie wen nie. So, as sy nie 'n kans gevat het nie, sou sy nooit haar volk kon red nie. En dit is hoekom haar oom eintlik van gesê, as jy nie, miskien is jy gebore vir 'n tyd soos die, en as jy nie 'n kans nou gaan vat om jouself op die prys te stel, wat dan? En baie keer moet ons onsself op die prys stel vir God. Baie keer moet ons ook bereid wees om 'n bietjie van onsself te offer vir God. So my vraag aan jou vanoggend is jy bereid om 'n bietjie van jouself te offer vir God? Is jy bereid om jouself op die prys te stel sodat mense kan sien dat jy 'n kind van God is en wat jy veronderstel is om te doen in sy koninkryk? Soos nou elkeen van ons. En ongelukkig as jy Jesus volg, kom dit teen 'n prys. Of jy dit nou behoor of nie. Dit is nie net maatskap en bewus nie, dit is nie net maklik nie. Maar as jy God volg, dan kan ek jou vandag sê, is die beloning so groot. En wat gaan jou beloning wees? Die ewige lewe. En ons gaan nou daarby. So Esther het gesê, weet jy wat, ek is bereid om te gaan, my lewe op die spel te plaas, sodat my volk gered kan word. En op die ou net sy haar hele volk gered, wat uitgewis moes word. So Esther is 'n voorbeeld van bravery, is 'n voorbeeld van 'n goeie leier. Want sy het gesê, weet jy wat, maak nie saak wat, ek sal doen wat van my verwag. As ek vanoggend voor jou kom staan en sê, wat is jy bereid om vanoggend as 'n vrou of 'n man wat in leierskap is? Want ons almal het 'n of ander leiersrol wat ons speel. As jy ma is of 'n pa het jy 'n leierskap. Jy moet jou kinders op die regte pad lei. En nou vandag se lewe is dit baie moeilik. Vra my, ek het nie meer so moeilik. Ek wou altyd 'n rugby-span gehad het. Nou wil ek nie meer. Ja, sport. Weet jy wat? Dit is 'n fees om Here te dien. Dis wat ek en jy daarvan maak. Dit is wat ek en jy bereid is om te doen om die Here te dien. En ek sit vanoggend, ons is besig om te bid daar in die bidkamer. En ek ervaar hoe die Heilige Gees vanoggend regtig eintlik net hier is. Ek ervaar hoe die Here vanoggend iemand se lewe wil verander. En ek is van daai. Al kom ek vir een persoon kerk en ek kom verander die lewe van een persoon op 'n oggend, het ek my doel bereik vir die Here. So miskien is jy die een wat ek vanoggend voor u is. Ek gaan nie weet. Die mamas het ek persoonlik, het jy gehou van my mooi private invite wat ek gestuur het? Ek het homself design, nie 'n vrou se teks nie, my design, okay? Ek het nie vir Jana gevra nie, ek het dit gedoen, want ek het gesê, dit kom spesiaal vir die mamas. Ek het ook kreatiwiteit in my, okay? Maar, weet jy wat, nou, ons moet so spontaan wees, ons moet die Here dien met oorgawe, ons moet op 'n bank wees, so wat die ou langs my gaan sê, as ek die Here kom dien. Esther, en dit is hoekom ek so mooi oor Esther, en so van haar storie hou, sy het nie geworry oor wat gaan gebeur nie, sy het net gesê, weet jy wat, okay, ek gaan doen wat ek doen. En dis wat ek en jy moet wees, as ons vir die Here is. Maak nie saak wat, ek is bereid om te vat. Dan die tweede vrou in die Bybel wat 'n groot rol in my lewe gespeel het. Dit was een van die heel eerste Bybelverse wat ek geleer het. Om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, miskien omdat hy so mooi gerym het. Net ek hom net vinnig gevang. En dis die storie van Rut. Ons lees in Rut 1 vers 16 die volgende: Maar Rut het geantwoord: Moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eet af voor die Here, net die dood sal ons skei. Sien julle, dit rym, dit vloei. So, Rut was bereid om alles wat sy geken het op die prys te stel.
en na 'n nuwe plek toe te gaan saam met haar skoonma. En terwyl hulle gegaan het soveel deure vir haar oopgemaak, omdat sy gehoorsaam was. Sy het gesê, want U God is my God, en sy het besef wie haar skoonma is. Sy het gesê, Naomi, ek gaan saam met jou. Maak nie saak wat. En op die ou einde, as jy die hele storie gaan verder lees, is sy die bloedlyn van koning Dawid. So wat beteken sy is in die bloedlyn van Jesus? Wat beteken? Sy is my en jou. Ouma, groetjie. Okay? So ver terug gaan ons. Weer eens, omdat sy bereid was om die prys te betaal. En dis hoekom ek jou vra vanoggend, wat se prys is jy besig? Wat se prys is jy bereid om te betaal om by God uit te kom? Wat is jy bereid om te doen om te weet dat God jou gered het? Weet jy wat, dit is vir my altyd so hard, dit is baie maklik om vandag te sê, ek volg Jesus. Wat beteken dit om Jesus te volg? Dit beteken jy moet jou kruis opneem. Dit beteken jy moet bereid wees om 'n prys te betaal. Dit beteken jy moet God eerste stel in jou lewe. Dit beteken in elke faset van jou lewe moet ons God eerste stel. As jy 'n vrou het, moet jy in jou huwelik moet jy God eerste stel. As jy kinders het, moet jy in jou verhouding met jou kinders God eerste stel. Jy moet vir hulle 'n voorbeeld wees. As jy werk, moet jy by jou werk God eerste stel. As jy tussen mense is, moet jy God eerste stel. Die van julle wat verlede weekie was, toe ek my mooi demonstrasie gedoen het van hoe ek is by die huis, hoe ek is by my vriende en hoe ek is by julle onthou. Ek vergeet weet nie, ek het 'n baie mooi demonstrasie gedoen. Ek kan alles onthou. Stel aan terug. Maar ons moet altyd dieselfde wees. Jy kan nie hier so wees en daar so wees en daar so wees. Jou verhouding met God moet altyd dieselfde wees. En dit is waar my challenge kom. Om in ons verhouding met God, om altyd eers te kan staan en te weet dat hy God is. En Rut was bereid om dit te doen. Sy het gesê, wat maak nie saak wat. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak waar ek myself vind nie. Ek is bereid om alles op die spel te plaas, om God te volg en te kyk wat hy vir my te doen. Partykeer is dit wat dit van ons vat. Partykeer moet ons hulle noem dit die all-in movement doen. Ons moet net alles gee, oorgee aan God en vertrou dat God die beste vir ons het. En dit is nie maklik. Want as jy Petrus is, ek wil 'n goeie plan hê voordat ek net wil all-in gaan. Ek het 'n plan nodig vir my plan om seker te maak dat die plan wat ek oorspronklik gehad het, se plan gaan werk sodat ek my plan nie kan faal nie, want ek het nog 'n plan vir daai plan wat nie gaan werk nie. Maak ek vir jou sê wat ek net vir jou sê. Dis klink nou van planne en goeders wat ek wil doen om seker te maak dat die planne werk wat my planne is om te maak seker dat die planne werk wat aan die einde my plan was. En as daai plan nie werk nie, het ek nog 'n plan vir daai plan wat nie gewerk het sodat my ander plan kan werk. Dit maak nie sin nie. Dit klink net te veel na werk eintlik en soveel is jy besig om die hele tyd planne te maak en nie op God te vertrou nie. Ouch. Lukas 8 vers 43 tot 48 sê volgende. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan die dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agteraf aan die soem van sy klere geraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het my aangeraak? Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus, Here, die mense drink tog rondom U saam en druk teen U. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien, hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom kom neerval.
daarvoor al die mense vertel sy om toe waarom sy hom aangeraak het en hoe hy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou, hierdie is vir my ook 'n baie bekende storie en ook 'n baie na in die hart storie. Want hierdie tannie het vir 12 jaar lank hierdie siekte gehad. En baie keer is dit met ons ook so. En ek bedoel nie net siek fisies nie, maar liggaamlik, geestelik, enige manier is jy siek. En dan kom jy op 'n stadium en jou aan na almal toe luister, jy wil na die toe gaan, jy wil na daai toe gaan. Maar plaas dat ons by God uitkom, plaas dat ons na God toe gaan en by hom gaan hoor, wat die oplossing is. En dis presies wat hier gebeur het. Toe sy gesien het, daar was geen ander uitkomste. Sy ken nie eintlik vir Jesus nie, sy het net gehoor van hom. Was sy bereid om die kans te waag, om na hierdie man wat sy nie ken nie, te gaan. En toe raak het van nog moeiliker, en dit is waar ek vir jou, wat sal jy doen om aan God se soop te raak vanoggend? Wat sal jy doen om by God uit te kom, om gezond te word? En dit gaan nie net oor jou, soos ek sê, fisies gezond word nie. Dit gaan oor om geestelik gezond te word. Om heeltemal net weer jouself te vind. Ek hoor so baie keer en sê mense, ek weet nie meer wie is ek nie. Jy het baie keer so gevoel. Jy weet wie is jy nie. Wat is jou doel op aarde? Miskien is dit tyd dat jy by God uitkom, sodat jy kan hoor wat is jy hier. Want as ek na jou kyk vanoggend, het jy 'n doel. As ek jou vanoggend hier sien sit, het God 'n plan met jou. So, hierdie dame het gegaan en sy was bereid om alles te gee. Die laaste wat sy het. En dit was actually haar dignity. Sy was bereid om na 'n man toe te gaan wat sy glad nie geken het nie, wat sy nog net van gehoor het, oor wat hy kan doen. En sy sê, weet jy wat, eintlik, ek weet nie waar om hulp te kry nie, maar ek glo hy gaan die antwoord gee. En dis wat ek en ons moet baie keer besluit is om net te sê, Here, hierso is dit. Ek weet nie wat die antwoord is nie. Maar ek kom en ek kom raak vanoggend aan hierso. Ek kom vanoggend na U toe vir my genesing. Ek kom vanoggend met alles wat ek het. En ek gaan alles wat ek het op die prys, op die spel plaas. En net nou toe kom. En hierdie vrou kon alles gelos het, sy kon nie na hom toe gaan. Sy kon sê, wat ek gaan dit net los. Want sy ken hom. En sy het al haar geld gebruik op dokters wat indien niks weet nie. En tog het God gekom en hy het gevoel, of Jesus het gekom en die krag, gevoel hoe die krag het hom uitgekom. Toe sê hom maak. Because what she had one thing, faith, geloof. So waar is jou geloof vanoggend? Hoe vertrou jy God vanoggend? Wat wil jy verloor? Wat het jy om te verloor om God te vertrou vanoggend? Niks. Maar om God te vertrou, kan jou lewe verander. En dis wat met die vrou gebeur. Haar lewe was so veranderd geweest dat sy gesond was, dat sy nie meer issues gehad het. Buiten dit is haar lewe gered. En ek glo van harte dat sy van daarna 'n pad gestap het en God geloof het en God geken het. As gevolg van daai een inside moment wat sy gehad het. Kom ek vra jou so, as jy nou geweet het, hierso is iemand in die dorp, wat jou, kom ons sê jy is nou baie siek, ek gaan die proces
ons wat siekte nou is en voort. En ons weet, jy is baie siek. Maar daai een persoon kan jou gesond maak. Wat sal jy gedoen het om met daai persoon uit te kom? Wat sal jy van jouself gegee om daar uit te kom om weer gesond te wees? Terwyl jy glad nie krag het nie, terwyl jy glad nie energie het nie, as gevolg van hoe jy siek is. Was jy al so siek gewees dat jy net gewens het, jy weet nie wat te kan doen. En ons net een oplossing. En dis wat jy is. Jy het 'n keuse om God te volg en te vertrou. En jou geloof. En te sê, Here, ek gaan vol uitvier. As ek sê, nou sit jy vandag en jy het 'n keuse om by hierdie persoon te kan uitkom. Dat jy kan gesond word. Wat sal jy doen om daar aan te kom? Sal jy moord? Sal jy 'n paar mense elimineer langs die pad van 'n trip of bootjie? Sal jy vir 'n paar mense leuns vertel? Wat sal jy doen om uit te kom dat jou genees is? Ek glo my hart, ons sal eintlik amper enigiets draai. As jy kan weet, jy hoef nie meer te sukkel met daai probleme in jou lewe. Jy het wel wat moet doen vir God. Ons maak elke verskoning in die boek om nie by God te kom. So my vraag aan jou is, wat het jy om te verloor? Jy nie waard, jy gaan nie wen nie. En op die oude is die prijs dalk die moeite werd. Josua 2 vers 11 praat die Here ons van, ons het dit gehoor en ons het harte het van angs verstyf. Niemand het nog moed teen julle nie, want julle God die Here is God bo in die hemel en onder op die aarde. Ek het julle goed behandel, net dan nou vir my 'n eed vooraf, dat die Here, eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel, en gee my 'n betroubare aanduiding, dat my pa en my ma, my broers en susters en al wat by hulle hoort, se lewens sal spaar, en ons van die dood sal red. Toe sê die manne vir haar, ons staan met ons eie lewe vir julle se in. As julle nie oor ons praat nie, en die Here gee ons die land, sal ons jou goed behandel, en ons woord hou. Dit is wag. Wat dit dan nie was sy nie is nie. Ons gaan maar nie te veel in daai detail gaan. Maar selfs sy is gered, omdat sy gehoor het van God. En dis eintlik waar ek vanoggend gaan. Ons hoor van hierdie groot en amazing God. Mense vertel vir ons en ons hoor dit week in en week uit. Die ander pastoor Petrus spreek sy hart uit, Pastor Dave spreek sy hart uit. Vertel vir die mense daar buite van hoe amazing God is, gaan en doen net iets. Maar wat doen ons? Ons is te bang om te vertel van hoe amazing God is. Wat dan nie? Dit is God vir God. Gaan is God is vir jou. Weet jy wat ek sê? As jy skaam is vir God, gaan hy hom skaam vir jou. Dan gaan hy begin. Jy gaan nie hemel toe nie. Of ek hoop jy gaan. Ek hoop regtig jy gaan. Maar ek weet nie of jy hemel toe gaan nie, want jy was skaamvol. Jy het nie geken nie. Jy wil nie sê, ek ken die Here nie. Ek staan op vir die Here. Ja, amen, daai kyk jy. Ja, sy stem saam met my. Dankie. Kom ek waarborg julle nou, né? Hierdie hele 3 riviere en Russiewil
kan die grootste kinders van die Jesus wees, en ek weet, jy bly Duncanville, en daar is 'n paar ander op, julle bly daar, ver in die verte, maar kyk, kom ons kan ons maar net vir praktiese doeleindes, 3 riviere en Rustenburg, en ek dink julle bly, ek weet nie eens waar nie, Pretoria, sien, ons het van Pretoria mense vandag, okay, maar in elk geval, so ons is ver, maar kom ons sê ons vat net Rustenburg en 3 riviere, daar is seker so, ek weet nie, hoeveel mense dink jy die fees daar, jy, wat is die stats? Jy ken die stats? Nee, is okay, kom ons sê daar is 100,000 Christene en 3 riviere en Rustenburg. Kom ons maak dit. Dis 'n lekker groot gebied, né? En ons kom nou as kinders van God, is ons veronderstel om nou te vertel vir mense van God, né? En ek sê, kom ons gaan vertel van Jesus, né? En ons nooi al 100,000 mense uit om te kom. Hoeveel gaan kom? 12. Ek dink nie is daar gaan 5 wees. Maar ek is 'n kind van God, en ek is veronderstel om ander mense te vertel van God. Hulle was al stom. Hulle het stemme gehad nie, niks. Ons kan nie skaam wees vir God nie. Weet julle hoe amazing, weet julle hoe weet ek dit gaan gebeur? Kom ek vertel julle hoe weet ek dit. Ek hou daarvan om, ek het dankloos gedoen, maar ek het op 'n stadium baie keer die jeug gevat, op 'n Vrydag aand gaan bid ons vir die karwagte hierso by die skool. Okay? Nou die eerste keer wat ek gedoen het, was ons net 'n paar. Volgende keer toe so arms 'n bietjie meer, né? Maar en dan, dis nou, ons wil vir mense gaan bid. Ons wil nie vir mense gaan bid. Dis nou ons fyn te fyn. Maar sodra ons die geleentheid kry om vir iemand te gaan bid, soos te skaap. Dan doen ons dit. So wat sal jy doen uit die van die 100,000 mense, en julle is nou deel van my 100,000 mense, ja, gaan, toe ons nie aan ons, want ek kan nie skat besteed. Ons moet vrymoedigheid hê om oor God te praat. Hierdie vrou Rahab, wat die grootste fout was eintlik wat sy gedoen het, was die een wat gesê het, wat ek sal julle beskerm, ek is, asseblief beskerm my net en my familie. Want ons het gehoor van hierdie God. Ons weet wie hierdie God is, en dis die ergste, ons weet wat God kan doen. Almal van julle wat hier sit, glo ek, het al 'n wonderwerk uit God se hand uitgevang. Amen. Nee? So jy het actually iets om vir die Here oor te vertel, of vir mense te gaan vertel oor hoe amazing God is. Want nie my storie en haar storie en die tannie se storie, daai tannie en daai ou, en so kan ons almal het dieselfde storie. Maar my storie kan iemand anders se storie help om 'n beter mens te wees. En so kan elkeen van julle. As ek dit alles vir myself hou, wat gaan gebeur? Absoluut niks. Ek kan niemand se lewe verander. So dalk, net dalk, moet jy begin oorweeg om vir iemand te vertel oor hoe mense God is. Net 'n idee. Lukas 8. Lukas 8. Ek gaan vir julle vanoggend van 'n tannie vertel wat ek nie die hele weet is in die Bybel. En waar sit dit nou? En die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land deur kruis van die een stad en dorp na die ander. Oral het hy gespreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 wat saam met hom en daarby 'n aantal vroue was wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, en
7 bose geeste uitgegaan het. En Johanna, hierdie is die tannie oor wie ek wil praat, Johanna, die vrou van Gusa, 'n hoë amptenaar van Herodes en Susanna en baie ander. Hierdie vrou het uit eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. So hierdie tannie Johanna, wat ons nou van hier, sy man was Gusa, snaakse naam, en hy was die hoofamptenaar van Herodes, die koning van daai tyd, wat actually die Christene vervolg het en wou doodmaak en al wat. Maar sy is die een wat op die ouene vir Jesus gesorg het, uit die middel, uit die geld wat sy gekry het sy vir Jesus gesorg het vir sy 12 disippels, en die prys wat sy bereid was om te betaal, was, omdat sy gesond geword het, het sy nie bang gewees om te doen wat sy gedoen het. Want sy kon doodgemaak word. Weet het is, die arme vrou is vandaag tot swaar gehad. So, sy kon doodgemaak word het, omdat sy Jesus gevolg het, want sy moet eintlik Herodes volg. Maar sy het gesê, nee, jy, eintlik is hy die ou nie. Jesus is die ding. So my vraag is, jy bereid om Jesus te sterf. En weet jy wat, tot hierdie lees van hierdie amazing vrou, wat ek sê, ek sal opstaan vir God. Ek sal opstaan vir Jesus, wat ek van gehoor het. Hy het my lewe gered. Hy het my lewe verander. En as gevolg van die feit dat hy my lewe verander het, is ek bereid om my lewe op die spel te plaas, sodat ek kan sorg vir hom. Hoeveel geld is dit? Nou, hierdie selfde Herodes is die ou wat Johannes die doper se kop afgekap het. Dis so baie. So, hierdie Herodes is 'n wrede mens gewees. So net so kon hy haar kop laat afkap. Hy kon eintlik die hoofamptenaar wat nou hierdie Gusa is, kon hy gefire het omdat sy vrou eintlik vir Jesus is. Jy nie hoe amazing God is. Beskerm. Lukas 22, vers 39, sê die volgende. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels met hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as dit U wil is, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in die doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by sy disippels kom, kry hulle aan die slaap uitgeput van droefheid. Sê hy toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Nou dit is nou waar Jesus, en ek wil nou met hierdie gedeelte afsluit, is dat Jesus het gegaan en hy het gaan bid. En hy het gesê, Here, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verby. Andersins, laat U wil geskied. En dit is 'n probleem vir ons. Wat sal ons doen? Wat sal ons deurg om te vertrou en te weet dat God ons sal? Want die beloning aan die einde is die ewige lewe. Alles wat ek en jy as kind van God hier op aarde doen, is veronderstel om ons verhouding met God te versterk, sodat ons die ewige lewe kan kry. Getuig jou lewe vandag daarvan dat jy God in jou hart het. Is jy bereid om die prys te betaal, om die oorwinning te kry van dit wat God vir jou wil gee? Of gaan jy net aanhou op dieselfde plek aangegaan en voortploeter en nêrens kom? Ons almal het keuses.
is jou keuse vanoggend? Om Jesus te volg of om jou eie kop te volg? Die prys is reeds vir jou en my betaal, sodat ek en jy gered kan word, sodat ek en jy die oorwinning kan hê. Nou uit al die tannies en vrouens wat ek vanoggend gepraat het almal moes hulle goed prys gee om 'n verhouding met God te gehad het, sodat hulle eindbestemming kon bereik en ook sodat ek en jy van hulle kan lees oor hoe amazing hierdie mense was in die Bybel. Ek het so rukkie terug die vraag gevra, dink julle daar's enigiemand wat jy in jou lewe ken wat se naam by regte in die Bybel geskryf kan word as ons vandag en ek weet ons mag nie, maar hoor net my hart, 'n moderne Bybel kon skryf met moderne geloofshelde. Wie dink julle sou 'n geloofsheld gewees het daarin gewees het? Kan julle aan iemand dink? Ek glo nie julle gaan kan nie. Want niemand is bereid om op te staan vir God. Want niemand is bereid om die prys te betaal. Soos daai mense in die Bybel het gedoen. En ja, dit kan en baie mense kan dit sê, maar dit is baie makliker gewees daai tyd. Want daai tyd het God by hulle geloop en saam met hulle geloop en Jesus was daar en 'n voorbeeld vir hulle gestel en al daai dinge. Hoe het jy tot bekering gekom? Hoe het jy begin glo? Jy het begin glo deurdat jy gehoor het van hierdie amazing God. So as jy in hom kan glo deur net van hom te gehoor het, hoekom kan jy hom nie so vertrou in jou daaglikse lewe nie? Hierdie ouens moes hom almal sien amper en beleef op 'n ander manier as wat ek en jy vandag beleef. Ek sou baie graag saam met Jesus wil stap. Want ek het 'n paar van. Moet hy Maar verstaan jy wat ek sê? Ons maak allerlei dinge op vandag om nie tyd saam met God te spandeer nie, en ons sê ons glo in God. En as ek so sê, as ek 100,000 mense bymekaar gaan probeer roep om te sê kom ons dien die Here, dan gaan julle allerlei verskonings maak om dit nie te doen. So rukkie terug was ons by daai groot, wat is daai musiekfees ding? Passion, né? My jonge tog. Ek weet nie hoeveel mense daar was nie. Maar eintlik moes almal wat kinders van God was daar gewees het. En ek bedoel dit nou nie ek sien nou nie daar was, asseblief kom skiet na die tyd om my steen. Ek probeer eintlik net by jou 'n punt bewys. Ons moet so kan saam staan en saam trek as ons by Jesus kom. Want ons moet 'n voorbeeld hê. Daar's een of ander oom, en ek het dit ook al gesê, maar nou kan ek ook nie dood toe sy naam onthou. Mahatma Gandhi. Ek dink dit is hy. So as ek nie, hy is nie, sorry oom Mahatma Gandhi, maar okay, jy gaan nou doen. Hy het gesê, as Christendom, Christenskap is eintlik die beste geloof wat daar is. Nou selfs hy wat nie eens 'n Christen is nie, kon dit sien. Maar as gevolg van Christene, wil hy nie 'n Christen wees nie. Dis die scary part. As gevolg van wie ek en jy eintlik is, wil hy nie 'n Christen wees nie. Al is dit die geloof wat ongereken word as die beste. Deur 'n ou wat nie eens glo nie. Dit is eintlik 'n trap van ons. So kan ons glo en vertrou en regtig probeer om 'n verskil te maak in God se koninkryk. Dit hang af van jou en my wat vanoggend hier sit, wat hierdie boodskap gehoor het, of ons 'n verskil kan maak. En asseblief, ek is nie perfek nie. Ek weet dit was. So ek gaan ook 'n fout maak. Moet maar asseblief met jou gooi.
Jesus het toe hulle die vrou gebring het wat in oorspel betrap is. En hulle moes stenig, want dit was wat die wet bepaal het van daai tyd. Toe sê Jesus vir hulle, ek hoor wat julle sê, maar as daar niks is wat jy verkeerd doen nie, gooi gou 'n klip. En wat het gebeur? Jesus het geskryf op die grond en afgekyk. En toe hy opkyk, staan die vrou daar stokseelig. Hoekom? Want nobody's perfect. So Petrus erken, ek is nie perfect nie. So ek erken vandag, dat ek nog foute het. So ek erken, dat ek Jesus lief is, en dat ek hom nodig het, in my daglikse lewe. Net so, moet jy vanoggend sê, ek erken, dat ek God nodig het. En ek is nie perfect. En die volgende keer, as ek iemand anders wil stenig, moet ek net mooi doen. Wat in my lewe. En ek bedoel dit met die grootste liefde. Want ons, as kinders van God, is so geneig om mekaar te judge. Dat ons actually vergeet. Ons almal maak foute. Maar ons strewe moet wees om nie fout te doen. Want God verwag van ons, volgens 1 Petrus 5, om te leer, om heilig te lewe, soos wat hy heilig is. So kan ons die halwe boodskap hoor het, want hy is agter sy kind dan. 24, wat is 24? Ek het my vertel, as ek net is ek 25, ok. Tussen 24 en 25, ek kan nie dis doen nie, dis goed. Kan ons 25, wat hier is vandag, besluit om Jesus waardig te volg en regtig verskillend te doen? Deur vir ander mense net te vertel van hoe om my nie. Jesus het 12 disippels gehad, wat vir die hele wêreld ons vertel het, van hoe amazing hy is. Waarvan een nog 'n korrupte eenheid was, en toe sy les geëlimineer. Ok? Toe so eers by 11, toe kry ons weer 12. Toe kies hulle onder mekaar en nog een. Maar weet jy wat? Hulle was bereid om het te doen. Kan ons wat hier sit vandag 'n keuse maak om Jesus te volg? Om nie bang te wees om God te erken en vir ander mense te vertel. Die prys te betaal, want die einddoel, die eindprys is nie soveel groter. Amen. Kom ons sit so. Hemelse Vader, ek kom vanoggend na U toe met 'n dankbare hart in my hart. En vanoggend wil ek net vir U sê dankie. Dankie dat U God is, dankie dat U lewendig is, dankie dat U so amazing God is. Here, God van liefde, God van omgee, God van genade op genade, Jesus. Here, vergewe ons almal wat hier sit vandag, Here, van al ons sondes. Was ons bid so sneeuw, Jesus. En dankie, Here, dat ek vandag op die woord kan staan en die weet dat U my God is, Jesus. Here, dankie vir elke persoon in die Bybel wat ons kan van leer, die geloofshelde waarvan ons kan hoor, en weet dat hulle 'n impak in ons lewe gemaak het, en dis kom ons glo in die amazing God wie U is vandag.
Vader, ek kom net vandag en ek vra Here lei ons, bewaar ons en beskerm ons. Here, en gee vir ons opnuut 'n boldness om op te staan vir die koninkryk. Here, maak nie saak wat dit kos nie. Dankie Here, dat ek weet wat ek weet, dat U God is, dat U lewendig is, dat U altyd dieselfde is. So Here Jesus, ek kom net vanoggend en ek bid dat U ons sal lei, ek bid dat U ons sal bewaar, ek bid dat U ons sal beskerm. Ek bid dat U vir ons die paai gelyk sal maak, en ek bid dat U ons sal vat tot hoër hoogtes, Here, maar dat U ons, Here, wees vir ons die lig, Here Jesus, in die lewe. Help ons om die lig vir die wêreld te wees tot buite. Dit begin by een van ons, Here Jesus. Een van ons moet 'n liggie laat begin skyn. En ons is vanoggend 25 mense wat 'n liggie kan begin laat skyn. So help ons om ons lig so helder te skyn dat dit die wêreld verander. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend hier was, Here Jesus. Dankie dat ons vanoggend U naam kan groot. Here, ons lei ons. Kom lei ons net, bewaar ons net, Here. U hou ons oë gefokus, help ons om ons oë gefokus te hou op U, Here. Ek bid dit alles in Jesus se groot naam.